baie goed met julle, dat julle 'n lekker dag het sover en 'n wonderlike week gehad het. Kom ons bid eers saam en dan gaan ons 'n paar liedjies sing. Here, dankie dat ons weer by U kan kom stil staan vandag, dat ons ons harte kan oopmaak en dat ons U vrede kan ervaar. Asseblief gee vir ons die krag en die wysheid om te verstaan wat U vandag vir ons wil sê. Amen. Ek groet jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom ons sing eers saam. I reach up high, I touch the ground, I stamp my feet and I turn around. I love to praise the Lord. I jump and dance with all my might, though I look funny, that's alright. I love to praise the Lord. I'll do anything just for my God, 'cause He's done everything for me. It doesn't matter who is looking on, Jesus is the person that I want to please. I reach up high, I touch the ground, I stamp my feet and I turn around. I love to praise the Lord. I jump and dance with all my might, though I look funny, that's alright. I love to praise the Lord. Vandag gaan ons gesels oor storieboeke en oor movies. As jy dink, wie hierso hou van superhero movies? Daar's allerlei verskillende goed, daar is soos Superman en Spider-Man en dan is daar ander goed soos Moana en prinsesstories, allerlei hierdie goeders. En as jy gaan kyk, in die eerste soos 2 minute, 10 minute van 'n boek of van 'n storie, is daar 'n sekere paar goed wat moet gebeur. Ons moet uitvind, wie is die hoofkarakter, hoekom is hulle belangrik, en ons moet weet in watse wêreld speel dit af, en hoekom ons omgee. Kom ons dink gou aan 'n voorbeeld. Kom ons dink aan Spider-Man. In die eerste klein kort rukkie van Spider-Man sien ons dat dit 'n seun is wat geboelie word, en hy word gebyt deur 'n spinnekop, en ewe skielik het hy vreeslike cool krag en powers, en dit maak dat hy weer kan ander mense gaan help. So dit is nou Spider-Man. Kom ons dink aan Moana. Dis 'n ander storie. Dis nie heeltemal 'n superhero storie nie, maar dis amper dieselfde. So in die eerste paar minute vind ons uit dat sy in 'n wêreld bly waar daar gode is wat die water en alles gemaak het. En ons vind uit dat sy in 'n klein dorpie bly op 'n eiland. Ons vind uit dat sy baie graag op die see wil uitgaan en dat sy nie mag nie. So dis al hierdie goed wat ons uitvind in die eerste paar minute van 'n fliek of van 'n storieboek wanneer ons dit lees. En met hierdie weet ons klaar wie die hoofkarakter is, wat aangaan, en dit interesseer ons. Ons is baie keer onseker, okay, wat gaan nou gebeur? En dan maak dit dat ons verder wil kyk en wil sien, wat gaan gebeur met Spider-Man? Hoekom was hy gebyt deur 'n spinnekop? So, wanneer ons kyk na die Bybel, is daar party boeke in die Bybel wat dieselfde tipe patroon volg. So kom ons kyk na Markus. Dit is een van die boeke in die Nuwe Testament wat vertel van Jesus se lewensstorie. So in die heel eerste lyntjie van die boek sê dit, hier volg die goeie nuus van Jesus Christus, die Seun van God. So in daai sinnetjie is dit net soos die superhero movies waar ons uitvind, okay, waaroor gaan hierdie? Hierdie boek gaan oor die goeie nuus, oor 'n verlossingsverhaal, oor iets anders as die swaar kry wat ons gehad het die afgelope paar 100 jaar, as jy kyk in die Bybel. En dan, so dis die goeie nuus. Dan wat ons ook uitvind is, dis die goeie nuus van Jesus Christus,
So daar het ons sy naam, okay? So hierdie boek gaan oor Jesus en sy lewe. En dan derdens, wat ons uitvind, is van Jesus Christus, die Seun van God. So ons besef, okay, ons is nou op aarde, ons is in hierdie wêreld, dit gaan oor die goeie nuus, en dit gaan oor Jesus Christus, en hy is die Seun van God. So hy het gekom van die hemel af na ons toe. So in die eerste sinnetjie van hierdie boek, vind ons klaar al hierdie goed uit. En dit interesseer 'n mens om verder te kyk in die Bybel. Okay, maar hoekom moet ons weet van Jesus Christus? Hoekom maak dit saak? Hoekom moet ons weet dat hy die Seun van God is? Wat beteken dit vir ons? En wat is hierdie goeie nuus? Wat beteken dit? So in hierdie boek weet ons nou klaar hierdie paar belangrike goed. Nou verder in Markus vertel die skrywer dat Jesus op pad is. Die Seun van God, die Verlosser, is op pad na ons wêreld toe. En ons vind ook uit dat daar nog 'n man is met die naam Johannes. En hy is die persoon wat al die mense gedoop het. So as julle dink in die kerk is daar baie keer 'n Sondag waar babietjies gedoop gaan word en dis 'n baie spesiale oomblik. Maar nou in die Bybel hoor ons dat mense ook groot gedoop was. En wat ons hierso sien van Johannes is, hy was amper 'n belangrike man gewees. Mense het van ver af gekom om na hom toe te kom. So hy was amper soos hulle superheld gewees. Hy was 'n belangrike mens gewees. En nou hierso in Markus lees ons dat Jesus Christus, die Seun van God, op pad is. En hy is soveel meer belangrik as Johannes, as die superheld wat hulle klaar gesien het hierso op aarde. En dit is waaroor hierdie hele boek gaan. Want dit sê vir ons, okay, so die goeie nuus, hierdie storie gaan ons vertel van die goeie nuus van Jesus Christus, hy is die Seun van God, en hy is meer belangrik as die persoon wat julle dink is die belangrikste mens op hierdie aarde. So dit gee vir ons soveel inligting van Jesus. En iets wat ons nie moet miskyk nie, is dat hy die Seun van God is. Baie keer dan hoor ons net, ja, Jesus is die Seun van God, dis nog iets, nog inligting wat ons moet kry. Maar as jy dink daaraan, imagine net vir 'n oomblik, God, wat daar in die hemel is, het besluit om sy Seun vir ons te stuur, om vir ons 'n superheld te stuur, wat ons kom red. Dit is absoluut amazing. So, wat kan ons alles leer van 'n superheld? Kom ons dink nou net eers. As ons kyk na Superman en Spider-Man, al daai mense, dan sien ons, hulle sit altyd ander mense bo hulle self. Hulle wil altyd die wêreld red. Dit is vir hulle meer belangrik as dat hulle nie seer kry nie. So, hulle sit ander mense bo hulle self. Ons leer dat hulle 'n groter doel het. Hulle is nie net hier om McDonald's te gaan eet en dan te gaan kuier met vriende nie. Hulle het 'n doel om die aarde te red, as ons kyk na superheroes. En dit is presies dieselfde met Jesus. Hy het ook 'n doel. Hy het hiernatoe gekom om ons te red, om aan die kruis te sterf, sodat al ons sondes vergewe kan word. Wat ons nog kan sien, is superheroes se doel is ook om mense op te pas. As jy kyk, is daar baie keer slegte mense in die superhero stories en hulle wil altyd almal doodmaak. En dan kom Spider-Man en Superman en hulle sê nee, ons gaan nie hierdie toelaat nie. Ons gaan hierdie normale mense red en hulle beskerm. So dis nog iets wat ons raak sien. En as ons kyk in die Bybel na Jesus se verhaal, het hy soveel mense gesond gemaak. Hy het hulle nie net fisieslik gesond gemaak nie, as jy dink daar soos 'n blinde man wat hy gesond gemaak het, en hy het gemaak dat mense nie meer soveel seer het nie, maar hy het hulle ook geestelik gesond gemaak. Hy het gesê, julle elkeen het ook 'n doel. Julle doel is nie net om te lewe en dan dood te gaan nie. Julle doel is om vir ander mense te vertel van Jesus, van God, en om te lewe vir God, sodat julle ook kan hemel toe gaan. En dit is ook ons doel vandag. En die laaste ding wat ons sien van superheroes,
is dat hulle 'n voorbeeld is. So as jy dink aan Spider-Man wat al die boelies ook gaan regsê het, dit is 'n voorbeeld vir ons om op te staan teen die boelies by die skool. En as ons kyk, as ons nou weer vir Jesus, as ons hom sien as 'n superheld, dan is hy ook 'n voorbeeld vir ons. Hy is die beste voorbeeld. As jy kyk in die Nuwe Testament, is daar soveel oomblikke wat ons kan gaan lees waar Jesus anders opgetree het as ander mense. Hy het gaan liefdevol wees. Hy was goed vir die mense om hom. Hy het hulle vertel van God. So dit is 'n wonderlike voorbeeld wat ons kan volg. En die lewe is soms 'n moeilike plek. Dis regtig nie maklik nie. Daar's slegte dinge wat gebeur, daar's moeilike goed wat rondom ons gebeur, in ons families, in ons vriende en in die wêreld. En ons weet nie altyd waarna toe om te gaan nie. Maar God stuur Jesus vir ons, amper soos 'n superheld, om vir ons te wys wat om te doen, om ons voorbeeld te wees, om vir ons te leer hoe om beter te lewe, en sodat ons iemand het om na op te kyk. So, as ons wonder hoe om iets te doen, as ons wonder hoe sou Jesus opgetree het in hierdie situasie, dan moet ons net weer gaan lees in die Bybel en gaan kyk hoe hy dit sou gedoen het. Want as ons sy voorbeeld volg, as ons hierdie superheld wat God vir ons gestuur het, om vir ons sondes te sterf, as ons hom volg en lewe soos wat hy gelewe het, dan kan hierdie wêreld 'n amazing plek wees. Dan is daar soveel hoop. En dit is wat ek julle ook wil uitstuur vandag. Soos wat Jesus presies vir ons gewys het wat ons moet doen. Jesus sê hy, Jesus Christus, die Seun van God, die goeie nuus. So challenge ek julle hierdie week om uit te gaan en sy voorbeeld te volg. Om ander mense te gaan vertel van Jesus. Om sy liefde uit te beeld in oomblikke waar die wêreld vir ons sou sê, eintlik moet jy nou lelik wees. Maar Jesus se voorbeeld wys vir ons dat ons moet liefdevol optree, dat ons moet vergewe en dat ons moet vrede bring. So dit is wat ons hierdie week gaan probeer om te doen, om Jesus se superheld powers te probeer volg en dit ook in ons eie lewens toe te pas. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons so 'n wonderlike voorbeeld is. Dat U ons superheld is, na wie ons kan opkyk. Dat ons kan leer hoe om ander mense lief te hê, hoe om ander mense op te pas en ook self hoe om beter te wees, hoe om meer te groei sodat ons meer soos U kan wees. Dankie dat U so lief is vir ons en dat U Seun vir ons gestuur het om vir ons sondes te sterf. En dankie Here vir U liefde. Amen. Julle moet 'n baie lekker week hê en dan sien ons julle weer volgende keer. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, 'n reissoldaatjie nie, 'n vliegsoldaatjie nie. Ek is nie 'n skietsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, 'n reissoldaatjie nie, 'n vliegsoldaatjie nie. Ek is nie 'n skietsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer.